Goeiedag, ek is Paul Barnett. Welkom by Helderberg Gemeente se digitale diens. Ons is opgewonde want ons beweeg nou in 'n tydperk van die kerk wat vir ons as gelowiges is een van die besonderse tye van die jaar. Hierdie Sondag begin Heilige Week. Ons begin met Palm Sondag, die intog van Jesus in Jerusalem. Dan beweeg ons in die Heilige Week in Jesus se gevangenskap, sy marteling en dan sy kruisiging. Dat hulle hom begrawe en dan Sondag opstanding Sondag. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet. Ons weet, alhoewel dit hierdie heilige, moeilike week is Sondag, die dag met die oop graf. As ons dan begin, kom ons bid saam. Here ons God, ons wil vir U dankie sê dat U die God is wat ons nog nooit gelos het nie. Here, dat U saam met ons hierdie pad stap, Heilige Gees, dat U ons vashou. Here, ons is so bewus hierdie heilige week van die liefde vir ons. Here, wanneer ons vandag die palmtakke swaai en skree, Hosanna, Hosanna, hy is koning. Na 'n week toe waar U deur pyn, vernedering, marteling gaan, waar jy aan die kruis sterf, die dood breek en weer opstaan. Sien ons uit na Sondag. Vrydag is ons 'n werklikheid, maar Sondag kom. Here, maak ons nou bewus ook van die grootheid as ons met die woord besig is. Amen. Palm Sondag gaan oor die koning wat Jerusalem inkom. En as ons dink aan die koning, dan dink ons aan mag. En in hierdie stadium is daar baie leiers reg oor die wêreld wat beskryf word as magtig. Daar word gesê die 12 top wêreldleiers en daar's 'n prentjie van hulle met hulle name. En dit gaan eintlik daai groot leiers oor hoeveel mag hulle het en hoeveel mag hulle afdwing op ander en hoeveel geld hulle het. Baie van hierdie leiers los net oorlog en pyn agterna. Ons gaan vandag kyk na hoe lyk die leier van die kerk, hoe lyk die Christus, die koning wanneer hy in Jerusalem inry. En ons gaan daarvan lees in Matteus 21 vanaf vers 1. Toe hulle naby Jerusalem kom en Belfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie toe daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is by 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur, sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk jou koning kom. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Van die begin af was dit God se plan, dat hy die God sal wees wat met nederigheid inkom, en dat hy die ene sal wees, wat sonder 'n groot lawaai, sonder groot mag, in liefde die wêreld sal kom verander. Nou, dis interessant as ons oor donkies praat. In die Bybel kom 'n donkie 155 keer voor. Dis een van die diere wat die meeste genoem word. En elke slag is 'n simbool van nederigheid, van vrede, van diens ook aan die Here. En as ons so kyk na geleenthede, dan sien ons die eerste een is daar van Bileam se donkie en Nimeri wat praat wanneer die mens nie vir God sien nie, maar die donkie vir God sien. En die donkie van Bileam sê, ek kan nie verder gaan nie, want die engel van die Here is hier. Ons lees van die donkie wanneer dit die barmhartige Samaritaan is, wat kom en hierdie persoon kom optel, en die donkie word die ene waarop hy hom vat na die herberg toe. Ons lees van koning Saul daar in 1 Samuel, waar hy die donkies van sy pa gaan soek. En dan kom die profeet, en hulle kom salf hom as koning. Ons lees van die donkies in die verhaal van Maria en Josef, wanneer dit gebeur dat, wanneer hulle op pad is na Bethlehem toe, dan ry Maria op die donkie. Wanneer Jesus gebore word in die stal, dan staan donkies en diere om hom. Wanneer hulle vlug na Egipte, dan ry hy op die donkie. Die donkie wat altyd bereid is om te dien en nederig te wees. Die simbool van die donkie, hierdie diensbaarheid, hierdie nederigheid, is die simbool waarmee Christus identifiseer. Die konings het gery op perde, want perde was oorlog, wapentuig gewees. Die donkie was die simbool van vrede.
En daarom, soos vers 5 lees, dan staan daar, sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die twee disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring en hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en het op die pad gestrooi. En hierdie was nou tipies die gebruik gewees wanneer 'n koning gesalf is of selfs wanneer 'n koning 'n groot oorwinning gehad het en hulle kom in die dorp en dan trek mense jou klere uit en jy gooi dit op die pad of jy breek hierdie palmtakke af en jy gooi dit op die pad en jy wyf die palmtakke en jy eer hierdie koning. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Nou, wanneer hierdie gebeur, dan is dit aan die een kant hierdie verwagting, hierdie uitsien deur die mense dat die Messias moet kom, want hulle verwag die Messias al van die Ou Testament af en hulle is onderdruk deur die Romeine. En hulle het 'n behoefte dat hierdie Messias moet kom en dat hy hierdie Romeine moet kom ontwrig, moet kom doodmaak, kom wegjaag, dat hy weer die koning kan wees. Hulle behoefte aan God is dat God hulle behoeftes 'n werklikheid maak. En daarom loof en prys hulle die Here. Baie keer wanneer ons in ons geloof praat oor God, dan is ons behoefte aan God, 'n God wat my behoeftes waarmaak. 'n God wat kyk na my en my help dat ek kry wat ek wil hê. 'n God wat my beskerm en wat sorg dat dit my goed gaan. 'n God wat help dat my drome uitgelewe word. Hierdie mense se gedrag draai van Palm Sondag na die tyd wanneer hy voor die keiser staan en hulle skree, kruisig hom, kruisig hom. Want hulle teleurgesteldheid in hierdie koning is dat hierdie koning nie die lewe vir hulle kom makliker maak nie. Dat hierdie Messias wat verwag nie kom en die Romeine kom wegjaag met mag nie. En daarom is hy nie goed genoeg vir hulle nie. Wanneer ons in ons teleurstelling teenoor God reageer, is dit baie keer nie omdat God ons nie meer lief het nie, maar omdat ek nie God lief het nie, maar ek het die idee lief dat God vir my gaan doen wat ek wil hê. Ek het die idee lief dat God my gaan help om alles te word wat ek kan wees. Ek het die idee lief dat God gaan help my dat ek die regte keuses maak, dat ek gesond gaan wees. Ek het die idee lief dat dit oor my gaan. En daarom draai hierdie hele groep mense se houding van die Sondag na die Donderdag, omdat God teleurstel. Palm Sondag, as ons die palmtakke waai en ons sing en ons roep uit, dit is die God. Wat is jou verwagting van hierdie God? Hoekom dien jy hom? Dien jy hom omdat jy lief het die idee dat hy iets vir jou gaan doen? Of het jy hom lief? Die kontras hiervan is wat ons kry in Filippense 2 wanneer dit praat oor Jesus Christus. En Paulus sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat die gestalte van God was. Hy wat God is. 1 Johannes 1 sê mos, in die begin was die woord by God en die woord was self God en die woord het mens geword. En nou sê Paulus, kan julle verstaan dat hierdie Jesus wat God is, wat in die hemel was, wat alles gehad het, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moet vasklem nie. Toe hy daar in die hemel is en hy kyk na hierdie wêreld wat stikkend en gebroken is, het hy besluit dat hy bereid is om prys te gee. Dat hy bereid is om te kom dien. Dat hy bereid is om uit te reik na mense. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Nou, as Jesus dit nie geag het dat hy prys gee nie,
Dan kom hy en die Afrikaanse vertaling sê hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Later hy het homself verneder, hy was gehoorsaam tot aan die kruis. Maar hierdie woordjie wat ons vertaal met verneder, die Griekse woordjie is ekenosen. Dit beteken nie verneder nie, dit beteken hy het hom leeg gegee. Toe Jesus gekom het, was sy liefde so groot, dat hy gesê het, hy kies om nie in die hemel te bly nie, maar hy kom, en hy is bereid om sy alles te gee, hy is bereid om hom leeg te gee, die minste te word, sodat hy vir ons tot aan die dood, tot aan die kruis kan sterf. Ware liefde, sê nie, ek is vir jou lief, want ek verwag ek van jou iets af terugkry nie. Ek is lief vir die idee dat jy my gaan lief hê en daarom gee ek myself vir jou nie. Ware liefde is, al gaan jy my verwerp, sal ek alles los wat ek het, want ek gee dit nie prys nie, want dit wat jy is vir my belangriker. En dan kom Christus en hy kom gee hom leeg, hy kom gee hom tot in die dood, tot aan die kruis. Die genade laat hierdie teksgedeelte sê, wanneer hy hom so kom gee, dan is dit, hy word nederig, hy word humbled, en hy verskyn aan ons, en dit word hierdie genade van 'n God, wat sy genade net bly kom en bly kom en bly kom. Palm Sondag roep ons uit, hy is die koning, Hosanna, hy is die Messias, want hy gaan vir ons die lewe maklik maak. Palm Sondag ry hy in op die donkie, want jy is sy geliefde. Hy gaan sy alles vir jou kom gee, hy gaan hom kom leeg gee. Maak nie saak wat jy daarmee gaan doen nie. Want ware liefde het lief ten spyte van. Vers 9 sê, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, hom die naam gegee bo elke naam, so die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie voor sal buig, en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here, tot die eer van God die Vader. Wanneer ons nou hierdie heilige week ingaan, wat is jou verwagting van Jesus? Hoe voel jy oor Jesus? Hoe dink jy oor Jesus? Aanbid jy hierdie God en is jy lief vir hom? Vir wat hy vir jou gedoen het? Vir wat hy vir jou kan doen? Vandag gaan daar tye kom wat jy teleurgesteld gaan wees. Want jou verwagtinge wat jy het van hom, is eintlik wat vir jou belangrik is. In 'n huwelik is die tyd wanneer mense die meeste beklei, die tyd wanneer die vrou verwag, maar dis eintlik wat 'n man moet doen, en die man verwag, dis eintlik wat my vrou moet doen. En dan doen die ander persoon dit nie, dan is jy so kwaad vir hulle, maar is nie omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie, dis omdat dit jou verwagtinge is waaraan hulle nie voldoen nie. Wanneer ons die meeste sukkel met God, dan sit in die tye wanneer ek 'n verwagting gehad het van God, wat hy nie gedoen het soos ek gedink het nie. Hierdie klomp mense wil hê, dat Christus moet kom, die lewe vir hulle maklik maak, die Romeine uitjag. Hierdie Christus kom, en hy sterf aan die kruis, hy breek die dood, so die verhouding met God herstel kan word. Hoekom dien jy die Here? Dien jy die Here sodat alles hier uitwerk? Of dien jy die Here omdat jy vir hom lief is? Omdat hierdie verhouding met hom vir jou die moeite werd is? Ten spyte van die situasie waarin jy is. Daar is so 'n mooi storieetjie wat vertel word in Wellington, as ons kom by die Andrew Murray sentrum vir spiritualiteit. Dit was jare terug 'n opleidingsskool vir sendelinge. Die ouens wat eintlik te dom was om teologie te gaan swat. Hulle het sendelinge geword en hulle het by die Andrew Murray sentrum gaan swat, by die genote. En dan aan die einde van hulle studies, dan was daar onder 'n bos gewees, hulle het dit genoem die donkiebos, van daai donkies, daar wild gewy. En as die studente klaar gestudeer het as sendelinge, dan het hulle onder in die bos gaan sit en dan het hulle gesê, Here, waarheen stuur U ons? Waar moet ons die evangelie gaan verkondig in Afrika? En dan het hierdie sendelinge hulle self die donkies genoem. Hulle het gesê, die donkies wat in daai bos die roeping gekry het, om Christus op hulle rug in die wêreld in te dra. En van hierdie sendelinge wat te dom beskou was om predikante te word, is in Afrika aan. En vandag nog blik Afrika die vrug van die evangelie van die Here Jesus Christus.
wat deur hierdie mense in nederigheid in Afrika ingedra is, die wêreld omgedraai het. In hierdie verhaal, wanneer ons sing, loof hom, prys hom, wanneer ons sê, dis die Messias, wanneer ons die palmtakke swaai, dan skuif dit in die eerste plek nie van wat hierdie God vir my kan doen nie, maar dat ek vir hom lief is vir wie hy is. Dan skuif dit in die tweede plek dat ek nie verwag, hy gaan kom mag en kom rykdom bring nie, maar het skuif dat ek bereid is om die donkie te wees, op wie se rug hy ook in hierdie wêreld ingedra sal word. As ons nou Sondag hierdie diens doen, dan gaan ons aan die einde van die diens die takke vat en uitloop en swaai. Maar ek wil vir jou uitnooi, daar waar jy is, gaan uit, pluk vir jou takkie af iewers, en as jy daai takkie swaai, en jy sê, loof die Here, waaroor gaan dit vir jou? Gaan dit daaroor dat dit 'n God is wat moet doen wat jou verwagtinge is? Of gaan dit daaroor dat dit 'n God is wat jy liefhet? As dit daaroor gaan dat dit 'n God is wat jy liefhet, sê vir die Here, Here, hier is ek, die donkie. U kan op my rug in hierdie wêreld ingaan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n God is van genade en liefde. Here, dat U ons liefhet nie omdat ons dinge terugdoen nie, maar vir wie ons is. Here, dankie dat U nie gedink het, U gee prys toe U die hemel agtergelos het nie, maar dat ons vir U so belangrik was, dat U dit met vreugde gedoen het. Here Jesus, dat U bereid was om Uself leeg te gee, leeg tot aan die kruis, ten spyte van die manier hoe ons gaan optree, ten spyte van die keuses wat ons gemaak, omdat U liefde so groot is. Here, leer ons iets van hierdie liefde van nederigheid, van diensbaarheid, sodat ons U so lief kan hê, en die wêreld rondom ons op dieselfde manier. Here, ek het so maklik mense lief, wat vir my goed is, wat my goed gesind is, en wat mooi teenoor my optree. Maar Here, hierdie volmaakte liefde van dien, en gee, tot ek leeg is, vir die wat my verwerp. Here, dit bly vir my vreemd. Leer my U liefde. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te loof en te prys, vir wie hy is, nie vir wat hy vir ons doen nie. Kom ons dien hom dan ook met ons dankoffer. Die genade dat die Here Jesus vir ons hierdie geleentheid gee om die Heilige Week saam te stap. Ons nooi jou uit om elke aand saam Heilige Week toe te kom. Dis 'n kort diensie, 45 minute, bring die kinders saam, dis vakansietyd. Dis 'n tyd dat ons gaan stil staan by die verhaal van Johannes, hoe Jesus in hierdie laaste tyd ook ly, deur die pyn gaan. Ons gaan donderdag aand die tennebrei dan vier, waar ons dan saam eet. En Vrydagoggend het ons Goeie Vrydag. En Sondag vier ons die opstanding. Kom deel hierdie week met ons. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Amen.